Dit is nou presies 9 uur. Goeiemôre broers en susters. En natuurlik goeiemôre aan die kinders ook van vanoggend in die diens is. Daar is nie vanoggend kinderkerk nie. Ons is baie bly julle is ook hier, maar daar's volgende week. So moenie bekommerd wees nie, daar's volgende week weer kinderkerk. Baie dankie vir Marie wat vanoggend vir ons die orgel bespeel en vir Lisa wat ons help met die gemeentesang en vir Annetjie vir die treffende voorstelling hiervoor. In die week wat voorlê, is daar 'n heelwat lidmate wat verjaar. Ons gebruik soos ons gebruik is, wil ons graag vir hulle baie geluk sê. Môre verjaar Shaal Miller, die 8ste verjaar Fina Hetema, die 9de verjaar Henny Koetser en Leon Pretorius, Marie Smith en Wesley van die Kerk en dan Remey van Rensburg en die 11de verjaar Gert Neveling. Kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Julle moet sommer lekker verjaar en soos ons tradisie ook is, hier kom die verjaarsdaglied en dan ook die lekkers. Van vanoggend, dan so 'n stukkie terugvoer oor ons sieke en ons voorbiddingslys. Ons hou vir Sonja de Pre in ons gebede. Sonja is tans nog in die hospitaal. So ook Leonora Marie, sy is ook nog in die hospitaal. En intussen is Lona Diedericks ontslaan uit die hospitaal uit. Sy was hierdie afgelope week in die hospitaal en sy is besig om te herstel. Ons hou ook vir Marius Strauss en vir Morney Barnard en vir Tanya Odendaal in ons gebede wat besig is met hulle kankerbehandeling. En so ook vir Jan van Skalkwyk en Wilna Skooman en Piet Marx wat deur 'n moeilike tyd gaan met hulle gesondheid. Ons dink ook aan die twee susters, Leandrie en Shenay, elkeen met hulle gesondheidsuitdagings. En dan hou ons ook vir Frans Besuidering, Frans Rautenbach in ons gebede. Frans het die afgelope tyd wat hulle 'n bietjie gaan kuier in die berg, daar in die berge, in die Drakensberge, en hy het geval en 'n paar van sy ribbes gekraak. Nou julle weet mos, die van julle wat dit al deur is, dis 'n pynlike storie. So kom ons hou ook vir Frans en sy gesin in ons gebede. Vriende, dan wat die program aanbetref, julle kan rustig op die aankondigings kyk. Ek gaan dit nie nou behandel nie. Ek wil graag die klem laat val op die rede waarom ons vanoggend hier bymekaar is. So kyk asseblief na die aankondigings, veral die program, lees dit deur. Daar is ook 'n stukkie inligting oor my verlof wat die einde van hierdie week so vir 'n week gaan plaasvind. En dan wil ek ook baie dankie sê vir almal wat ook in hierdie lang naweek by die teetuin betrokke is, die teetuin vir ons hardloop. Julle as familie en vriende wat vanoggend hier by ons is ook baie welkom om na die tyd saam met ons 'n koppie tee en koffie te drink. En baie dankie vir die teetuin mense daarvoor. Kom ons raak rustig voor die Here. Terwyl jy daar sit en gereed maak om saam met my te bid, dink 'n bietjie by jouself. Hoe het die afgelope Vrydag
goeie Vrydag vir jou gevoel? Op 'n geestelike vlak. Hoe het jy dit ervaar om in die kerk te wees en dit te beleef wat die Heilige Gees ons daardie dag laat beleef het? Dalk het jy, soos jy nou ook doen, na die opname gekyk. Hoe het jy dit beleef? Wat het dit vir jou beteken? Wat het dit vir jou gesê? Dat Jesus aan die kruis was en dat hy uiteindelik aan die kruis gesterf het vir jou en vir my. En gister, Saterdag, wat bekend staan as Stille Saterdag, die dag waarin ons terugdink aan Jesus in die graf. Die dag waarop Jesus dood was. Hoe het jy gister beleef? As jy dalk hier en daar hieraan gedink het. En nou is dit Sondagoggend. Vrydag was daar, Saterdag was daar, en Sondag het gekom. Terwyl jy volgende kerk toe gekom het, moes jy met 'n verwagting gekom het. Hoekom het jy vanoggend kerk toe gekom? Hoekom het jy nie by die huis gebly nie? Hoekom het jy nie strand toe gegaan nie? Hoekom is jy vanoggend hier? Wat is jou verwagting van vanoggend? Wat hoop jy gaan vanoggend hier in jou gebeur? En hier rondom ons gebeur? Ook jy wat na die opname kyk. Wat is jou verwagting van hierdie min of meer 'n uur wat ons saam gaan wees? Here, dit was Vrydag en dit was Saterdag. En nou is dit Sondag. O Here, baie dankie vir Vrydag en vir Saterdag en vir Sondag. Amen. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie.
Nou met Simon Petrus ook daar aangekom, en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê. Ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het, en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het sy omgedraai, en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet, dit is hy nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe, en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni. Dit beteken leermeester. Ek wonder hoe Maria op hierdie oomblik gevoel het. Probeer julle so vir 'n oomblik indink hoe sy gevoel het. Jesus was nie meer dood nie. Hy het opgestaan. Hy leef. Ja, die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Vir sondaars het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Oorwinning is vir ons verkry oor sonde, mag en heerskappy. So dan, lied 422 vers 1. Kom ons sing nou staande al 3 die verse van lied 422 en bly dan staan ook vir die volgende liedere. Ons kan dit wêreldwyd vertel.
en ons met hom. Dood, wie sou vir jou nog bewe? Jesus lewe en daarom wek hy ons tot nuwe lewe. Laat ons dan die dood nie vrees. Hy laat ons oorwinnaars wees. Lied 415 vers 1. Kom ons sing al 3 die verse van hierdie. Kom almal, laat jou stem verrys. Kom, laat ons die verlosser prys. Halleluja, halleluja. Die Heer laat duisternis verdwyn. Hy is die lig wat helder skyn. Loof die Here, gee hom ere. Halleluja, halleluja, halleluja. Dit is die woorde van Lied 411 vers 1. Kom ons sing al 3 die verse. Halleluja, halleluja.
vanoggend, net soos op Goeie Vrydag, uit Psalm 22. Op Goeie Vrydag het ons die eerste helfte van Psalm 22 gelees. Vandag gaan ons die tweede helfte lees, en wel vanaf vers 22b tot en met vers 32. Maar terwille van die konteks gaan ons ook vers 1 en 2 lees. Ek lees saam met julle uit die 2020 vertaling. Vir die musiekleier op die rooi takboek van die dagbreek, 'n psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver daarvan om my te verlos, ver van die woorde wat ek uitskreeu? U het my geantwoord. Ek wil U naam verkondig aan my broers. In die byeenkoms wil ek U loof. Julle wat vir die Here ontzag het, loof Hom. Julle, die ganse nageslag van Jakob, vereer Hom. Vrees Hom, ganse nageslag van Israel. Want hy het die lyding van die magtelose nie geminag of misken nie. Hy het sy gesig nie vir hom verberg nie, maar toe hy hom om hulp gesmeek het, het hy gehoor. U is die rede vir my lofprysing in 'n groot byeenkoms. My geloftes sal ek nakom in die teenwoordigheid van die wat vir hom ontzag het. Die verdruktes kan dan eet en versadig word. Wie hom raadpleeg, kan die Here loof. Mag julle harte vir ewig leef. Almal, tot aan die uithoeke van die aarde, moet daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. Al die familiegroepe van die nasies moet voor U in aanbidding buig. Want aan die Here behoort die koningskap en hy heers oor die nasies. Ja, voor Hom sal almal wat oordadig leef in aanbidding neerbuig. Voor Hom sal alle sterflinge kniel, elkeen wat nie die lewe kan behou nie. 'n nageslag sal hom dien. Hulle sal van my Heer vertel aan die volgende geslag. Hulle sal kom en sy geregtigheid bekend maak aan mense wat nog moet gebore word. Hy het dit gedoen. Tot sover ons skriflesing. Ons het Vrydagoggend huis toe gegaan met Jesus se woorde: Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver daarvan om my te verlos? Ver van die woorde wat ek uitskreeu. Na hierdie uitroep het Jesus aan die kruis gesterf, van God verlate. Die hele naweek was hy in die graf, dood en begrawe, van God verlate. Tot die Sondagmôre vroeg. Psalm 22 is 'n gebed van Dawid, in nood en nadat daar vir hom uitkoms gekom het. Maar net soos die eerste gedeelte van Psalm 22, soos ons Vrydag gesien het, vir ons feitelik woordeliks beskryf wat Vrydag gebeur het, vind ons in die tweede deel van hierdie Psalm 'n beskrywing wat Sondagoggend en verder gebeur het en wat die gevolge daarvan is. Die opskrif van die Psalm, wat die tema van die melodie waarin die Psalm gesing is aandui,
is so gepas op die rooi takbok van die dagbreek. Dagbreek of daraad is die woord vir die oomblik wanneer dag begin word. Die vroeë skynsel van lig wat deur die duisternis begin breek. Die gevaar wat vir die wildsbok teen dagbreek begin wyk. Die oorgang van afklaag na lof. Die Sondag na die Vrydag. Hierdie eerste Sondag was juis in die begin van lente. Die tyd van nuwe lewe in die noordelike halfrond. God het Jesus se uitroep gehoor en hy het geantwoord. God het nie weggebly nie, maar opgedaag by Jesus in sy graf en hom opgewek uit die doodheid. Maria, wat hom eers gesien het, kon nie wag om hierdie nuus aan almal wat sy teëgekom het te vertel nie. Al loffende en jubelende het sy dit gedoen. Jesus leef. God het die dood in lewe verander. In die 40 dae wat gevolg het, het Jesus deur sy verskynings vir almal in Israel getoon dat hy nie meer dood is nie, maar lewe. Sodat daar, soos hierdie Psalm sê, uit die nageslag van Jakob lof en eer opgeklink het. Daarna het die goeie nuus oor sy opwekking uit die dood tot aan die eindes van die aarde versprei, sodat ons hier aan die suidpunt van Afrika vandag kan sing, die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. God het Jesus se smeekgebed gehoor, soos hy ook elkeen van jou smeekgebede hoor. Want, soos ons hier lees, hy het die lyding van die magtelose nie geminag of misken nie. Hy het sy gesig nie vir hom verberg nie. Maar toe hy om hom gesmeek het, het hy gehoor. God het Jesus nie net gehoor nie, hy het ook geantwoord. Soos hy ook jou smeekgebede antwoord. Deur sy seun te stuur en by jou te wees in jou lyding. Hy verstaan waardeur jy gaan, want hy was self daar. Hy was van God verlate, sodat jy nooit van hom verlate hoef te wees nie. Sodat jou hart vir altyd en ewig kan leef by hom. Jesus se opwekking was ook die begin van sy troonbestuiging as die koning van die konings. Deur Jesus se opwekking het God verklaar dat hy Jesus se offer vir ons sonde aanvaar. Toe Jesus opgewek is, het hy die sonde en die dood en die hel en Satan en al sy trawante oorwin. Hy sit nou aan die regterhand van die Vader, van waar hy regeer. Hy en niemand anders nie. En hy kom weer terug om vir ewig te heers as koning. Dan sal almal voor hom kniel en neerbuig, soos die Psalm sê. Ja, voor hom sal almal wat oordadig leef in aanbidding neerbuig. Voor hom sal alle sterflinge kniel, elkeen wat nie die lewe kan behou nie. Nadat Paulus in Filippense 2 Jesus se vernedering beskryf het, beskryf hy sy oorwinning en sy verhoging so. Daarom
het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Oor Jesus se opwekking uit die dood mag ons nooit ophou praat nie. Dit begin by ons getuienis teenoor ons kinders en ons kleinkinders en ons agterkleinkinders, sodat vers 31 en 32 waar kan word. 'n Nageslag sal hom dien. Hulle sal van my Heer vertel aan die volgende geslag. Hulle sal kom en sy geregtigheid bekend maak aan mense wat nog gebore moet word. Hierdie nuus van Jesus se opwekking moet ook verder gaan tot aan die uiteindes van die aarde, sodat vers 28 ook waar kan word. Almal tot aan die uithoeke van die aarde moet daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. Al die familiegroepe van die nasies moet voor U in aanbidding buig. Elke keer wanneer ons iemand help, getuig ons dat Jesus leef en ook vir hulle antwoord en hulle help. Soos vers 22 sê, 27 sê, die verdruktes kan dan eet en versadig word. So moet almal weet en ervaar, hulle hoef nooit, ja nooit, van God vernate te wees. Broers en susters en jong maats, ons kan nie anders as om op hierdie dag uit te roep. Halleluja, halleluja, halleluja. Want soos hierdie Psalm sê, die Here het dit gedoen. Van Goeie Vrydag af, tot Opstanding Sondag, tot vandag en tot in ewigheid. U is die rede vir my lofprys. Amen. Ons gaan nou 'n lofgebed sing. Dit is tegelijkertijd 'n lied en ook 'n gebed. En daarom gaan ons bly sit, terwyl ons dit bly sing, terwyl ons dit sing. Die lied wat ons gaan sing en bid, is lied 417, vers 1 en 2. Salus Deo,
die begin van die diens by onsself in ons eie binneste stil gestaan, by ons gevoelens en ons ervaring van Goeie Vrydag en ook van gister, Stille Saterdag. Nou is dit Sondag. Jesus is opgewek. Jesus het opgestaan. Ons het dit gelees. Ons het dit self in die Ou Testament uitgelees in Psalm 22, waar die implikasies daarvan was. Jy het gehoor wat dit beteken. Jy was saam in al die liedere wat ons tot dusver gesing het. Hoe voel jy nou op hierdie Sondag? Hierdie opstanding Sondag. Hoe voel jy oor die Here Jesus? Hoe voel jy oor jouself? Hoe voel jy oor die toekoms? Watter verskil maak dit vir jou dat Jesus opgestaan het en opgewek is? Watter verskil maak dit vir jou dat Jesus leef? Wat wil jy vanoggend op hierdie Sondag vir die Here Jesus sê? Hier is nou so 'n minuut of 2 stilte, waar jy vir hom kan sê wat jy wil sê, of waar jy net in die stilte sy teenwoordigheid kan beleef en ervaar dat hy waarlik leef en dat hy by jou is. Amen. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes.
Baie dankie diakens. Ons gaan die diens afsluit met lied 409. Nou hierdie lied, broers en susters, sing ons ook al van kleins af, né? Hoor jy die Paasfeestklokke, 'n lei van vroegdag af. In ons geval het Koos 2 keer vanoggend die klokke gelei. 8:00 en 8:30. En ons wat hier naby die kerk bly, het dit gehoor. Die Paasfeestklokke. Maar mag die Here gee dat die Paasfeestklokke nie net vanoggend lui nie, maar dat dit aanhou lui in ons harte, sodat ons nooit die boodskap, die wonder en die betekenis van ons Here Jesus se opstanding en opwekking vergeet nie. Kom ons sing al die verse van hierdie pragtige lied. Die Here Jesus sal julle seën en julle beskerm. Hy sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Hy sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Want hy het opgestaan. Want hy is opgewek. En hy leef.